Kijk, ek ondersteun Vrystaat dus as ek stil van jaar. 1 jaar. Yes, like, dis 'n lelike storie. Ek is ook eintlik 'n Vrystaater, hè. Orange Free State. There's no oranges, nothing is free and their football is in a terrible state. Nee, jy weet, ek sê deesdae, ek is nou 'n groot Vrystaater, want dis nou ook waar my hartland vandaan kom, maar om vir die Vrystaat te skreeu deesdae, is soos om 'n broer in die tronk te hê. Jy weet, ek het 'n ou vriend daar in die Weselike provinsie wat nou Noord-Transvaal toe is, maar hy het nou 'n groot blou bil geword. Jy weet hierdie blou bil, hulle loop ons die hele dag rond. Noord-Transvaal, die blou bil, Nagsbora. Daar's een ou daar in Pretoria, wie hy maak sy vrou waansinnig. Want kyk, hulle is, daai manne support hulle team, dit moet jy nou van hulle sê. En hierdie ou loop die hele dag in die huis rond. Noord-Transvaal, blou bil, Nagsbora. En hy ignoreer sy vrou totaal en sy sê na hom vir hom, jy weet, jy is liewer vir Noord-Transvaal as wat jy vir my is. Hy sê ek's liewer vir die WP as wat ek vir jou is. Maar vertel ek daai Nou het die man... Ja, nee, toe sy nou gesettel en hy het getrek met vrou en kinders, maar voor hy nou nog 'n blou bil geword het, toe sê hy, vra hy my eendag, kom hy by my vraag van, hoor jy nou, hoe kan 'n man nou daai kultuur, daai Noord-Transvaal kultuur in jou kry as jy nou Kaapse kultuur het? Hoe maak jy van 'n Kaapenaar 'n Noord-Transvaaler? Sê nie, is maklik, jy krimp sy brein en jy rek sy bek. Ag, ons kan lank gesels oor rugby. Wat wil julle nog weet? Maar weet waar kom jy aan die jong man? Oor. Die son. Enigiets vir geld. Veral in hierdie tye. Nou sal ons vir julle... Jy sal moet bloody hard werk, jy weet, want in die tyd wat julle hierdie program wat julle nou beplan op die planke en die geld alweer 'n entjie meer gedevalueer, hè? Kan ons af vir julle so 'n bietjie dingetjie doen wat ons nou net geskryf het, kant en klaar. Ons wil dit graag vanaand die eerste keer op spesiaal. Okay. Ek voel dat hierdie rugby kommentaar moet 'n bietjie opgejazz word. Nee, rugby kommentaar klink so 'n bietjie droog partykeer. Nou wie hoe lekker sal dit wees mense nou rugby uitsaai en so tussendeur. Dat jy so 'n bietjie musiek so tussenin. Toe dit gedog het sal nou min of meer so klink as ek nou die dag regtig kan rugby uitsaai en sal dit so gaan. Daar is 'n pragtige middag hier op Nieuweland, nagenoeg 40,000 mense saamgepak so sardientjies en ons verneem daar is ongeveer nog 20,000 mense buite by die hek. Verlang na jou, na die vleuel wat sy arms om my vou. So verlang ek as die stitte en die slotte en die hakker en sy tokse oor my gaan. Noord-Transvaal vanmiddag hierdie aanslag van die GP kan afweer. Dit is die groot vraag, maar dit is 'n pragtige middag hier op Nieuweland en die gras soos gewoonlik weer lowergroen. Is die land van Natal wat vir jare groot vlag vir die Currie-beker kragmeting is, maar kom ons bepaal ons aandag by die Weselike provinsie. Die senter is far away. Far away. En die loskakel is Michiel Doe. Plezier d'amor. Oomie van die boonste af. Gelukkig van wat hy nie baie seer gekry nie. En nou is die manne daar in die middel van die veld en die staatspresident is ook daar en hy skud die hande van die manne. En die Royal Hotel, hy ken mos almal, hy is almal se bel. Jy moet die bal stel, sê die skeieregter van Naas Botha en hy sê, Naas is jy reg? En Naas sê, alles reg, want ek skop alles weg. Naas Botha. En hy skop af, dit is 'n lekker hoë een wat hang en hang en hang en hang en hang down your head, don't do This time tomorrow, you must die, wel het die 10-3 getrek, die is gerede van die Weselike provinsie wat hom moet insit, hy sit hom en wag vir hom, en daar, trek, Frere, pat jou voet en trek hom neer, skree Naas Botha, maar ongelukkig is het Jan Lok wat hom probeer neertrek, hy kom nie by hom uit nie, en nou sê Naas vir hom, trek jou vinger en pat vir Frere, trek jou vinger, wat? Die bal pragtig in die lyn staan, daar is Adolf Malan, wat so hoog gespring het om na daardie bal te... Ryk jy katkos en ryk jy kambroo, in die hart van die klein Karoo. Hier vanaand gaan die WP manne lekker voel as hulle hier oor van die kan behaal. Dan het Naas Botha die bal in die hande en dan trek hy maar met 'n oop lyn voor hom, besluit hy om die bal te skop. En is Johan Henes wat vir hom sê, man ek wag die hele tyd vir jou om vir my die bal te pas getroud. Goed gekele myna pas getroud. Skerpe voete myna pas getroud. Die beste maar zijn lekker leef man daar in die middel van die veld, hy het baie seer gekry. Want Janie Elf het sommer op die veld gehardloop en hy slaat van Naas Botha vol op die mond. Taggie!
Ek drink jou Muscatel. Zet die op mijn restbank, mijn voeten op je springbok. Bel je neer met een geweldige rechter en daar leid. Maar gelukkig is die noodhulpmannen onmiddellijk bij je met een beetje waterblommiekie. En die kaap, nou is die kaap weer Hollands. En onmiddellijk is die man wat nou door mekaar was hier heeltemal bij. Een boer waar. Bloemen jaren bij. Wat pla me een beetje dat die heel achter van die WB nog wat niet, maar dan gaan die bal gevat het niet. Ik praat natuurlijk van nou Kalahari. Die Kalahari. Boom, behalve die 1 keer wat hij palen toegeskop het, staan hij nog een hele zaterdagmiddag daar op hele achterstok. Selaleen, ja, Selaleen. Zaterdagmiddag, luisteraars, baie welkom hier bij ons. Er is nog geen telling in hierdie wedstrijd niet. En nou skree al die mannen. Province, province. Die karika komt weer. Die karika komt weer. Dank je. So is ons. Maar ek dink in die geval van Mike is dit ook so, hy het 'n goeie sin vir humor, nee, laat ons dit nou maar stel, maar dit is ook so aan die ander kant dat die goed wat aan hom toegedig word so oordrewe nie moontlik is nie, dat jy hom eintlik begin prys oor sy geduld om dit te dra. Ja, Dis waar die geheim lê. Ja, want almal is lief vir my. Verskriklik. Absoluut. Ek kan hom net nie heeltemal omarm. Was ek hier? Nee man, jy weet ek so is ons nou so Hoekom? werk. 'n Mens skep altyd nuwe karakters, Maar jy's gedurig besig om persone te maak. Of nuwe na te of maak. bekendes of nuus te maak. Jy weet, dit is so maklik. Ek kan al net vir hulle 'n illustrasie gee van hoe maklik dit is. Kyk, ek het 'n vreeslike ou pikante gesiggie met 'n ou klein fyn neusie en so. So partykeer dan wil ek myself 'n bietjie anders maak as wat ek regtig lyk. Dan gaan ek aan Lali se naaldwerkkaste. En wat noem jy vrouens hierdie goed? Wat jy in jou onderbroek se rek kan sit, wat? En dan sit jy hom nou maar net so oor. En dan kry ek nou maar vir my 'n paar ore wat ek sommer met 'n koud hanger aan mekaar geslaan het. En dan sê ek, hallo, ek is Voete. Ek kom maar van die Vrystaat af. Ek het 2 grade, graad 1 en graad 2. Ag, en so skep jy maar elke keer 'n nuwe karakter, jy weet. En ons het daar op 'n plot groot geword. Ek was 'n plotseling. En ons het nie ons eie rugby jerseys gehad nie. Ons het sommer ons skool jersey gebruik en dan gaan lê jy met jou groen skool jersey op 'n nat geverfde loading zone en dan het jy so geel streep hier. Ag, so het ons maar rugby gespeel. Ek het begin vaskop, ek was loskop. Toe kry ek 'n dikkop, toe word ek 'n speedkop, en vandag is ek 'n bleeskop. En so het ons maar rugby gespeel. Ek het eers scrum half gespeel. Maar ek het dit nie baie gelike nie, want elke keer as die scrum sak, dan dink ek hulle is kinders van my. En so skep ek maar die karakter so langs die pad. En dan skryf jy, waar kry jy die materiaal wat jy gebruik? Ek dink dit kom uit die stories uit. Kyk, as jy nou Bob Hope gehad het, ek bedoel, hy het 20 ouens gehad vir hom net geskryf, gagwriters. Dis die grootste probleem. So jy self weet. As jy al 'n gagwriter in Suid-Afrika. Ag, ek dink om gags te skryf, jy seker die een wat die beste sal weet, want jy is self op jou manier 'n gagwriter. Ek meen nie, maar plotters en al daai goed moet jy tog dinge inwerk wat nuwe gags is wat jy van die grond af geskep het. En dis soos ek maar werk. Jy neem waar, luister vir ander mense. Luister ander mense se stories. Kyk, 'n storieboek nie kopiereg op nie. En jy verwerk daai storie maar so tussendeur en uiteindelik dan verwerk jy hom in een of ander formaat vir 'n skets of wat ook al. En dis maar soos dit werk. Soos ons. Is dit vir lekker? Ek dink die hardste werk is om te skryf vir my. Om daar by daai tikmasjien te sit en te ratel en jou brein gaan aan so, jy weet. Maar skryf is 'n vreeslike swaar werk. Ja, nee, veral ek dink komies skryf is reg. Ek haal my hoed af vir enige ou wat goed komies kan skryf. Hoe weet jy hoe jy gehoor gaan lag wat jy gaan doen? Jy weet nie. Hey, dis Hoe voel jy die uitdaging as hulle jou so kyk? Nee, PG, ek dink wat ek doen is ek loop die hele dag rond as ek iets nuuts het, dan gaan ek na my vrou toe, gaan na my dogters toe, sit 'n hoed op my kop, sit my tande in of sit 'n ding aan of draai 'n ding om my nek en ek toets dit. En so deur die loop van die tyd kry jy al redelike terugvoer van dit gaan werk en dit gaan nie werk.
En dit is maar soos ek te werk gaan. Ek meen, Dani is lekker om 'n ou te hê wat bietjie saam met my is, want hy's 'n goeie barometer vir my. Hy sê vir my, ja, doen dit en verander hom so 'n bietjie en plooi hom 'n bietjie so. En dis maar soos ek deur die lewe gaan van dag tot dag. En vanaand saam met Spies en Plessis is dit lekker om weer 'n bietjie by 'n gehoor te wees en dingetjies op die proef te stel vir die toekoms.